van so 'n paar dae terug af, wat ek uit die aard van die saak begin vir die Here vra, wat sê U vir ons? Wat sê U en spesifiek wat vanaand aanbetref? En ek het begin, soos julle dit gewoonlik gebeur, ek begin gedagtes kry en skrifgedeeltes en what have you. En op die einde van die dag het ek vasgesteek. Dis een van daai skrifgedeeltes wat eintlik baie lekker is as 'n mens as jy die nuwe jaar aan die begin van die nuwe jaar staan. Jeremia 29 vers 11. En ek gaan lees hom in die TPT, die Passion. En hy sê daar, here's what Yahweh says to you. En wat ek ervaar is dat die Here vanaand vir jou sê, hier's wat ek vir jou sê, en vir my sê. Here is what Yahweh says to you. Nou Yahweh, dis hoe die Vader hom bekend gemaak het, God hom bekend gemaak het aan Moses, toe hy gesê het, ek is wat ek is. Dis waar Yahweh vandaan kom. So die ek is, praat vanaand met jou. En dan gaan hy verder, dan sê hy, God sê, I know all about the marvelous destiny I have in store for you. Die Here het 'n destiny in store. Hy het 'n bestemming, hy het 'n plan met jou. A future planned out in detail. Dis vir my en vir jou belangrik om dit te gaan uitvind wat sy plan is. En baie van ons wat hier sit het alreeds begin bewus word van die plan van die Here vir jou lewe. En ek het nie nodig om daarop uit te brei nie, want julle weet ek het in die verlede sê ek dit. As die Here sy plan is nie vir jou om noodwendig soos ek hier te staan en die woord te bedien nie. Sy plan vir jou kan wees om ergens, hoe kan ek sê, daar's soveel dinge waar jy in betrokke kan wees, en dit is wat die Here se plan vir jou is. Maar dat hy jou wil gebruik, dis 'n feit. Nou sê hy, a future planned out in detail. My intention is not to harm you. Ek is die Vader baie dankbaar vandag, dat ek iets verstaan van die Vader, en dit is dat die woord sê in Romeine 8 vers 31 sê hy, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Who can successfully remain your enemy if God is for you? Dis 'n ander manier om dit te sê. Who can be your enemy successfully if God is on your side? En die ding wat ons moet verstaan van daai skrif in Romeine 8 vers 31, dit is nadat Paulus die hele deur Romeine het hy die hele evangelie, dit wat Jesus kom doen het, uiteengesit, stap vir stap vir stap. En dit kom by mekaar in Romeine 8. En dan sê hy, wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? Dis die gevolgtrekking wat Paulus maak. Hy sê, as God vir my is, wie kan teen my wees? As God aan my kant is. En julle sien, ek is die Vader baie dankbaar, dat ek baie jare terug het ek begin verstaan,
dat as dinge skeefloop of dinge teen my kom of dinge nie reg uitwerk nie, dan gaan soek ek nie die rede by dit is op een of ander manier God se plan en wil vir my lewe nie. Ek het begin verstaan God is vir ons. Ek het begin verstaan dis die dief wat kom te steel en te slag en te verwoes. Jesus het gesê kom dat jy lewe en oorvloed kan hê. Ekskuus. Klink snaaks. Nou hy sê hierso, my intention is not to harm you. God het nie onheil vir jou in gedagte nie. Dit wat die Vader vir jou het, is goed. Excuse. My intention is not to harm you, but to surround you with peace and prosperity. Nou vir baie mense is prosperity 'n vloekwoord. Maar prosperity is nooit beperk tot die fisiese nie. En dis wat baie keer hoe mense daarna kyk. Die woord sê, my intention is not to harm you, but to surround you with peace and prosperity. En prosperity is gees, siel en liggaam. Die hoogste vorm van voorspoed is om weergebore te wees. Die hoogste vorm van voorspoed is om weergebore te wees. Jesus self het gesê, wat sal dit jou baat as jy die hele wêreld win, maar aan jou siel skade ly? That is true prosperity. Maar dan is daar 'n aspek ook wat ons moet verstaan. Van ons het die afgelope tyd daarna gekyk. Om voorspoedig te wees hier in jou kop. Dit is een van die belangrikste dinge wat daar is. Om to be renewed in your mind. Okay. My intention is not to harm you, but to surround you with peace and prosperity. Daar's 'n skrifgedeelte wat ek vir julle wil lees. Ek gaan dit sommer uit die Amplified lees. Johannes 16 vers 31. Die laaste versie van Johannes 16. Hy sê in die Amplified, ek lees dit vir julle in die Amplified, dit is op die bord. I have told you these things so that in me you may have perfect peace. Met ander woorde, ek kan vrede hê te midde van enigiets en jy sal nou verstaan wat ek bedoel as ek verder lees. That in me you may have perfect peace and confidence. In the world you have tribulation. Jesus het gesê, in the world we will have tribulation and trials and distress and frustration. But be of good cheer. Take courage, be confident, certain, undaunted, for I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. Met ander woorde, in hierdie wêreld, in die omstandighede in hierdie wêreld, dit gaan nie altyd gaan soos wat ons wil hê dit moet gaan nie. Dink baie keer ons sê vir mekaar voorspoedige nuwe jaar. Ek hou nie daarvan om so te sê nie, ek hou daarvan om te sê geseënde nuwe jaar. Ek is afhanklik van die seën van die Here. Want dis die seën van die Here wat die verskil. Want ek verstaan iets.
Ons gaan nie altyd, alles gaan nie altyd goed gaan en reg gaan nie. Ons gaan situasies kry. Ekskuus. Hoor vir my een van daai goedjies. Ekskuus tog. Ons gaan dinge gaan gebeur wat nie deel is van wat ons beplan het nie. Maar ek het vandag, toe luister ek na 'n klip wat sê, dit het gegaan oor daai versie wat sê, alles werk ten goeie mee vir hulle wat God liefhet. Dankie, sweetie. Alles werk ten goeie mee vir hulle wat God liefhet. Dis eintlik, met ander woorde, die Here het die vermoë om die dinge wat nie reg loop en skeef loop en dinge wat ons nie beplan het nie en wat nie goed is nie en wat om dit om te draai. As ons hom daarvoor vertrou, dat dit op die einde van die dag ten goeie meewerk in ons lewens. Dit lyk vir my, ek is nie gewoond om te preek nie. Te lang vakansie gehou. So met ander woorde, dis alles deel van hierdie goed wat ons nodig het om te verstaan. Nou sê hy hierso verder. My intention is not to harm you, but to surround you with peace and prosperity, and to give you a beautiful future, glistening with hope. Ek hou van die Amplified. Hy sê, to give you hope in your final outcome. To give you hope in your final outcome. Die ding wat ek verstaan en soos wat ek oor hierdie versie gedink het, besef ek dat hierdie versie is eintlik daar in Jeremia. En as jy die konteks en die omstandighede gaan kyk in Jeremia, was dit nie altyd baie positief. Want Jeremia het gesit met 'n volk wat geneig was om in opstand te kom en te rebelleer teen die Here. Maar hierdie versie sê vir my iets van die Vader se hart. As ek en jy wil verstaan wat die Vader se hart is, gaan lees hierdie versie. Gaan sit, staan kamp op by hom. Want op die einde van die dag is dit die Vader se hart vir jou en vir my. So dis waarom ek ervaar wat hy hierso sê in vers 11. Hy sê, here's what Yahweh says to you. Een van die dinge wat ek begin verstaan het jare gelede, is dat Oujaarsaand is gewoonlik 'n tyd wat myself aanbetref, wat ek vir die Here vra, Here, wat sê U vir my vir die jaar wat voorlê? Nou, partykeer gebeur dit nie, maar ek onthou dit was plus minus in die jaar 2000, daar rond. Op daai stadium het ons regtig as 'n gemeente deur 'n baie moeilike tyd gegaan. En ons het dat klomp dinge net nie uitgewerk nie. En een van die dinge was ons finansies. Die gemeente
se finansies. Ek het op daai stadium salaris so in paemente gekry in 'n maand. So elke week kry ek so 'n bietjie. Maar ek het nog altyd my volle salaris kon kry. Maar dinge het nie gewerk soos wat dit moes gewerk het nie. En toe ons by die einde van die jaar kom, toe vra ek vir die Here, Here, wat sê U vir my? En die Here gee vir my daai skrif wat ons kry, waar Jesus in Markus hoofstuk 4 het hy nou net met die mense gepraat en ek dink dit was eintlik deel van die bergpredikasie situasie. En hy het met die mense gepraat en hy het die gelykenis van die saaier onder andere. En toe dit nou verby is, nou lees ons hierso in Markus 4 vers 35. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En toe ek dit lees, toe ervaar ek, dis wat die Here vir my sê. Laat ons oorvaar na die ander kant. En daai aand het die Here vir ons daai woord gegee. En ek het dit gepreek. En ons het begin dit verklaar. Dat ons is op pad na die ander kant toe. Ons gaan deur hierdie situasie gaan en die Here is besig om ons aan die ander kant uit te vat. En ons het as ons by mekaar gekom het ons dit vir mekaar begin sê. Ons gaan oorkant toe. Ons gaan oorkant toe. Ons het dit eintlik begin profeteer. As gemeentelede by mekaar het ons gesê, ons gaan oorkant toe. En dit was 'n woord van die Here. Want ek dink dit was 'n kwessie van 4 maande. Toe ons uit ons oortrokke rekening uit en die hele situasie het net verander. Weet nie of Pierre en Elise dit nog onthou nie. Gert, ek dink hy's huis toe want sy hondjies as gevolg van die klappers. Maar Gert het 'n droom gehad wat dit bevestig het, want in die droom het hy hierdie vliegtuig was besig om te vlieg deur soos wat die vlieëniers kry met 'n vliegtuig. Hulle is in die wolke en dit was stormweer. En die volgende oomblik kom hy vliegtuig uit daai stormweer uit en is in die helder sonskyn. Dis wat hy gesien het. En dit was in ooreenstemming met dit wat die Here gesê het, ons gaan oorkant toe. So, ek glo dat die Here vir 'n mens 'n woord kan gee in hierdie verband. En dit is wat gebeur, en dit is waarom ek die Here vertrou vir 'n woord. En hierdie is 'n woord wat jy kan vat. Want dit sê wat die Vader se hart is vir my en vir jou. Dit is wat die Vader se hart is. En ook in hierdie afgelope week het Psalm 23 weer teruggekom na my toe. En ek wil vandag vir u sê, dis vir my deel van wat ek ervaar, as ek gaan net gou soontoe gaan. Psalm 23. Nou, dit is baie interessant, as jy na die Passion vertaling toe gaan, dan sê Yahweh, weer die woord Yahweh, die manier wat God aan my en jou bekendstel. He's my best friend and my shepherd.
Wat ek vir jou wil sê vandag is, wat ek ervaar, wat die Here my opnuut van bewus gemaak het, is, die Here sê, ek is jou herder. En as 'n mens gaan kyk na die hele ding van herder, as jy na die Amplify toe gaan, dan sê die volgende, the Lord is my shepherd, to feed, luister nie na, guide, and shield me. Yahweh is my shepherd, to feed, guide, and shield me. I shall not lack. As jy na hierdie Psalm toe gaan en jy begin te sien wat sê dit. Jy sien, die oomblik toe ek en jy 'n kind van God geword het, toe ons Jesus aangeneem het, toe ons weergebore is, het God, dis een van die maniere waarop die Here homself, God self, aan ons bekend maak. Soos 'n herder met skape. Jesus het op 'n stadium van homself gepraat as die goeie herder. So met ander woorde wat hier na vore kom is, wat ek daarin sien is dat die Here vir my en vir jou ook in hierdie jaar wat voorlê sê, ek is jou herder. Ek is jou herder. Dit beteken ek kan hom vertrou. Want dis wie hy is. En dis wie hy vir my is en vir my wil wees. En dan kan jy die res van die Psalm gaan lees van wat hy doen, wat die herder doen, wat die skape aanbetref. Maar ek hou veral van die Passion wat sê, en dit is soos 'n woord wat die Here vir my gesê het, wat ek ervaar, wat hy vir my so 'n paar jaar terug gegee het, wat hy gesê het, I always have more than enough. So ek wil vandag vir jou sê, die woord van die Here kom na jou toe, en my toe. En sê vir ons aan die begin van hierdie nuwe jaar, sê ek is jou herder. Niks sal jou ontbreek nie. So as jy in 'n situasie kom, maak nie saak wat 'n situasie nie, dis nie net finansies nie. Kan jy sê, Here, U is my herder. U sê niks sal my ontbreek nie. En om daarvoor vertrou. So ek ervaar spesifiek vir myself en dan vir die gemeente in hierdie jaar, hierdie twee gedeeltes. Psalm 23 en Jeremia 29 vers 11. Ek wil weer teruggaan na Jeremia 29 vers 11 toe. Op die einde van die dag, die woord van die Here het vir ons gesê, toe Jesus versoek is, toe hy gesê, die duiwel het na hom toe gekom en gesê, hier verander hierdie klippe in brode, want hy was honger. En toe sê Jesus vir hom, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God gaan. So ek wil vandag vir jou sê, hear what Yahweh says to you. En soos wat julle hier sit, gaan die Here met jou ook op ander maniere en ander skrifgedeeltes praat. Maar vir my die belangrikste deel van wat ek vir jou kan sê vir die jaar, en ek wil jou aanmoedig om te gaan en te sê, Here, wat sê U vir my?
Wat sê jy vir my vir 2026? Ek moet vir julle sê persoonlik is daar 'n groot verwagting in ons harte vir die gemeente, vir dit wat die Here gesê het hy gaan doen. Maar ek weet een ding ook. Wanneer die Here vir jou 'n woord gee, gaan daar teestand wees. Want dit is wat die vyand doen. As die Here vir jou 'n woord gee of 'n belofte gee, Markus 4 vers 17 sê, hy probeer daardie woord steel, deur verdrukking en probleme en situasies probeer hy die woord steel. Maar ek wil julle aanmoedig om die woord van die Here te vat vir die jaar wat voorlê. En hierdie 2 skrifgedeeltes is woorde wat ek en jy kan vat en ek wil so ver gaan om te sê, gaan plak dit op jou yskas, skryf dit uit en plak dit. En begin dit te verklaar. Begin dit uit te spreek. Miskien moet ek net die Amplified net vir julle lees. Dit is in elk geval op die bord. Hy sê, for I know the thoughts and plans that I have for you, says the Lord. Thoughts and plans for welfare and peace and not for evil, to give you hope in your final outcome. En dit is die woord van die Here. Glo ek vir my en vir jou, vir die jaar wat voorlê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil onsself voor U kom stel vanaand. En ons wil vir U vanaand sê, elkeen van ons, ons ontvang U woord vir ons lewens. Dit wat U vir ons in gedagte het, die planne wat U vir ons het, ons ontvang dit vanaand. Ons ontvang die beloftes. En Vader, ek dank U dat ons na U kan kyk as ons herder en dat ons 2026 kan betree met die wete dat U voor ons uitgaan. En Here, dankie dat ons een ding verstaan en dit is dat U alreeds in 2026 was. Dat U weet, dat U alles weet, ook wat wag. Maar ons wil vandag vir U sê, Here, ons vertrou op U, vir hierdie jaar wat voorlê, as individue, maar ook as gesinne. En ek wil vanaand, vir elkeen wat hier is, vir elkeen wat luister, en gaan luister na die uitsending. Ek wil elkeen net seën in die naam van Jesus. Ek wil julle seën en ek wil die seën van die Here uitspreek soos wat ek dit Sondag doen. En ek wil vir jou sê, the Lord, wat vir 2026 aanbetref, the Lord bless you and watch God and keep you. The Lord make His face to shine upon and enlighten you, and be gracious, kind, merciful, and gives favor to you. The Lord lift up His approving countenance upon you and give you peace. Dankie Vader dat ons dit kan ontvang in die naam van Jesus vir die jaar wat voorlê. En almal sê
Amen. Volgens my verlosie is ons so half minuut weg van die nuwe jaar. So van my kant af en van Linus se kant af wil ek julle net seën saam met Rowyn en Tersia en Ian en Daniel van die herderspare wil ons julle net seën, ook die ouderlinge. Ons seën die gemeente in die naam van Jesus. Mag dit 'n besondere jaar vir elkeen van julle wees. Amen.